skaapskool kom uit die reeks Psalm 23 uit. En dis die fokus wat vir my en jou, jy weet, plaas en gaan kyk in die Bybel, dat hoeveel keer word ons as mense met skape vergelyk. En dat God, jy weet, iets daar binne in ons gesit het om die behoefte te hê om 'n herder te volg, om agter 'n herder aan te stap. En om altyd, jy weet, leiding te kan soek, want ons is skape. En die Psalm sê duidelik dat, jy weet, dis hoe jy gemaak is, dis hoe jy aan mekaar gesit is, dis hoe God jou design het, en om te kan funksioneer binne in die raamwerk wat hy jou gemaak het, moet jy hom volg. En moet jy luister na die herder. Die probleem kom in, wanneer ek en jy die herder se rol wil oorneem. Want ons dink baie maal, dat ek weet waar die groen weivelde is, ek weet waar die waterstrome is, ek weet, en dan wil ek na daai plekke toe beweeg. En God sê, maar jy weet nie. Ons weet nie wat môre gebeur nie, ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Volg my. Ek weet. Ek was reeds daar gewees. En om dit te kan doen, jy weet, om deur die lewe te gaan, moet ons 'n klomp keuses maak. Nommer 1 moet jy kies. Jy moet kies om die herder te volg. Maar terwyl jy die herder volg, gee die herder jou leiding. Maar jy moet ook kies om sy leiding te vat en te sê, ek moet dit gaan doen, want ek wil soos almal weet, die hele lewe bestaan uit keuses uit. Ons moet almal gereeld keuses maak. En sukses is gebaseer op wyse keuses. Stupid keuses lei uit op mislukking. Jy weet, baie mense dan kom na my toe sê, jy weet, hoekom gaan dit so sleg? Jy weet, wat gebeur nou? En dan die bottom line is dat baie van jou keuses wat jy gemaak het, is nie goeie keuses gewees nie en die resultate daarvan is nie great nie. Sometimes bad things happen, but most of the time it's because we make stupid choices. Nou, hoe maak ek wyse keuses? Hoe maak ek besluite sodat jy weet, ek die Here se leiding kan volg binne in die keuses wat ek kan maak? Sodat ek kan suksesvol wees in die bediening, sodat ek as 'n skaap na die herder kan luister. Party van julle staan heidaglik dalk voor 'n groot keuse. Moet ek met haar trou of moet ek nie met haar trou nie? Dis een van die grootste keuses wat jy moet maak, wat jou toekoms gaan beïnvloed. Moet ek in hierdie deal inklim of nie? Moet ek trek of moet ek bly? Waartoe moet ek gaan? Moet ek Mosselbaai toe gaan of nie? Nee, bly hier, ons beter. Wat sê Jakobus 1, vers 5 tot 6, in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê, vra vir God, as dit nie vir jou duidelik is, wat hy wil hê, jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee, en jou nie verwyd dat jy dit gevra het nie. Kyk hoe skryf hy hierso, Jakobus skryf, hy sê, dis baie straightforward, vra vir God vir wysheid. Die keuses gaan kom, daar's soveel keuses wat jy die hele tyd moet maak. En ons is nie altyd seker wat om te maak nie, maar vra vir wysheid. God sal jou nooit verwyd as jy hom vra vir wysheid, om die regte of die beste keuse te kan maak nie. Maar kyk daar in vers 6, maar as 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Jy ken daai ou storieetjie, van die ou wat oor boord val, en hy dryf daar in die see, en hy bid, en hy sê, Here, asseblief kom red my. En die volgende oomblik toe kom maar 'n bootjie verby, en hulle gooi 'n boei na hom toe, hulle sê, daar, gryp daar, jy geversuip. Hy sê, nee, ek wag, die Here gaan vir my red. En 'n rukkie later, kom maar, 'n dolfyn verby, en die dolfyn sê, laat my rug. En hy sê, nee, die Here gaan my red. En op die einde vlieg die helikopter verby, en laat sakkie tou, en hy sê, nee, los, die Here gaan my red, en toe verdrink hy. En toe hy in die hemel aankom, toe sê, Here, hoekom het jy my gehelp? Die Here sê, ek het 3 keer probeer, jy wou nie. Nou, hoeveel keer gebeur daai goed by ons? Hier is enetjie wat vir my baie nader is. Ek het 'n vriend, en hy is vir 'n hele ruk lank al single. En hy bid, en hy bid so baie, en hy sê, Here, jy weet, help my asseblief met die verhoudingslewe, en om al hierdie goeders bymekaar te kry. En hy bid, en dan is daar hierdie wonderlike geleenthede wat oor sy pad kom. Maar hy is soos iemand wat deur die golwe gedryf word. Hy wil nie die keuse maak nie, want sê nou net hierdie is nie die regte een nie. Sê nou net hierdie is nie die beste een nie. En hy kom nooit op 'n plek wat hy net sê, kom ek vat net die brawe stap en maak nie die keuse en bly by my keuse nie. Baie van ons maak so met die Here. Here, moet ek nou hierdie ding, moet ek nou daardie ding doen? En dan gee die Here vir jou hierdie opsies en hierdie keuses wat jy kan gaan maak, maar jy slaan nooit 'n rigting in en sê, ek gaan hierdie ene vat en dan maak werk nie. Want ek is tog so bang, weet, een ou verduidelik het vir my, hy sê, dis 'n skaakspel. As jy, wat ook al, 'n pionnetjie skuif,
is daar soveel ander skuwe wat die ander span kan doen en wat die hele skaakbord en die hele skaakspel kan verander. En nou is hy nie seker wat hy om te skuif nie. Al wat ek vir hom sê is, hey, maak die skuwe na die beste van jou vermoë, bid en vra die Here om jou die wysheid te gee om dit te kan gaan doen. Maar voor ons verder gaan, kom ons recap net gou weer Psalm 23. Psalm van Dawid. Hierdie Psalm is weer eens so naby aan my hart. En party van julle het al die storie gehoor, maar my oupa Grootjie, oupa Jan, hulle het nie genoeg geld gehad om skool toe te kon gaan nie, sy ouers, en hy kon nie leer lees en skryf nie. Maar hy het Psalm 23 kon hy foneties opsê. En toe eendag gaan sit hy by iemand en hy sê, gaan wys my in die Bybel waar is Psalm 23. En jy weet, dis toe hy nou 'n bietjie ouer was. En toe besef hy met die woorde wat hy sê, kan hy mos nou sien hierso. Toe leer hy homself lees en skryf uit Psalm 23 uit. Het hy met hom kom opsê. 'n Psalm wat net so close is my en ek dien vandag die Here omdat hy die Here gedien het. En sy seun van die Here vertel het. En daai ou, my pa vertel het om die Here te dien en my pa my geleer het om die Here te dien. Uit Psalm 23 uit. Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek sê, nee, en as die Here jou herder is, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Incredible, né? Keuses wat ek maak, herder wat ek volg, niks sal my ontbreek nie. Dal van doodskaduwee sal nie onheil vrees nie. En dan skuif hy hom, hy maak jou sit jy weet, teenoor jou teestanders. En hy sit 'n feesmaal voor jou. Hy maak jou hoof vet met olie, beteken hy gee jou aansien. En hy sê net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. So as jy die herder kies, as jy die keuses wat die herder vir jou gee, toelaat en hom volg, sal net goedheid en guns jou najag. Al die dae van jou lewe. En jy sal bly in die huis van die Here. Hy lei jou op die spore van geregtigheid. Die herder wil jou help wanneer dit by daai keuses kom. En wanneer hy praat van spore van geregtigheid, beteken dit dat dis die beste, die regte moontlike pad waar hy jou kan lei. Want vandag se tyd is daar so baie paaie wat loop na afgronde toe, paaie wat loop na gevaar, paaie wat loop na droogtes toe, paaie wat loop na plekke waar daar nie water is nie. Hoeveel van ons het daai besluit al gemaak om gedink, hierdie rigting, hierdie deal, hierdie besigheidsgeleentheid wat ek nou vat. En dan jy weet, is al so 'n krappigheid in jou, maar jy dink, ek gaan vinnig geld uit om dit maak, né? En dan slaan jy die rigting en dan kom jy op die ou ende by 'n krib uit en dan kyk jy in die krib en dink, "Jesus, nou gaan ek water kry," en dan is daai krib dol leeg en droog. Of jy het besluit om jy weet, na 'n nuwe plek toe te trek, want die gras lyk mos altyd groener aan die ander kant. En dan kom jy daar aan en skielik slaan 'n droogte aan daai kant. Here, help ons. Hoe gaan ons deur hierdie goeters gaan om die regte besluite in plekke te maak? Jy weet, hoe lyk dit? Jy weet, die probleem is dat baie van ons is besig om goed na te jag wat eintlik nie eens daar bestaan nie. Of ons wil so graag hê, Here, ek wil hierdie keuse maak. Ek wil asseblief dit hê. En dan sê die Here, maar dit is nooit daar vir jou beplan nie. Maar jy wil so graag dit hê en dan mis jy dit. Of jy gaan in hierdie plek waar jy hierdie verskillende maniere vir jouself create om God te beleef, né? Hier is een wat ons baie doen. Ons gaan in die misteriese opsie in. Jy weet daai opsie wat jou, hierdie ding het my hoendervleis gegee. Weet jy wanneer kry ek ook hoendervleis? As ek na Kentucky Fried Chicken toe gaan. Jy weet baie mense, hulle sê vir my, nee, ek het daai gevoel gekry. Jy weet, daai shock of emotion toe hierdie ding gebeur. Sê die Engelse, I got a quiver in my liver. Iemand praat van 'n ding, ek sê, ja, hierdie ding, ek like dit, jy weet, dalk moet ek dit vat. Dalk is dit die Here wat met my praat en ek het hoendervleis gekry. Jy weet, so nou gaan ek besluit om hierdie rigting in te slaan. En jy weet wat, nee, God werk nie altyd deur sulke goed nie.
God wil nie net altyd hê jy moet 'n emosionele besluit maak nie. Hy het vir jou die woord gegee met baie waarhede. Hier is 'n ander ene. Mense soek baie maal die logiese opsie. Wie die mees logiese ding. Jy soek die presiese metode waarmee God werk, en as dit gebeur, dan weet jy, okay, dis hy, jy weet, soos 'n formule. En God sê, weet jy, die storie werk nie in 'n formule nie, anders sal hy nie God wees nie, want jy sit God binne in 'n boksie. Sodra jy God binne in 'n boksie sit, wat doen hy? Hy klim uit. Daar's ons mense wat hulle het altyd geweet hierdie tower, hierdie magical ding partykeer aan het. Nie weet wat, God gaan met my praat en hy gaan my lei. Hoe gaan hy dit doen? Ek weet nie, hy gaan my rekenaar hack en dan gaan daar woorde op my skerm verskyn. Jy moet met haar trou. Of jy gaan lê op die gras en dan kyk jy in die wolke en skielik vorm die wolke hier so en sê, ja, trek Australië toe. Of so iets, jy weet, asof God nou net hierdie magical goed om jou gaan laat gebeur, en dan gaan jy weet, yes, dis die regte keuse wat ek moet inslaan. Want ons mense is die hele tyd so op soek na tekens. Jy weet, ek wil nog nie die teken hê. En al hierdie goed bring frustrasie. En dit maak soveel keer dat ons God se wil vir ons mis. En dit waantoe die Here graag wil hê, jy moet gaan waantoe jou wil lei. Ek moet jou 4 riglyne deel, wat in die skrif voorkom. Die eerste een is, as jy regte keuses wil maak, nommer 1, erken jy kort leiding. Erken jy is op baie plek waar jy sê, Here, ek het die leiding nodig. Vra dan vir leiding. Want jy sien, daar's 'n verskil. Jy moet hom eers erken, voordat jy op 'n plek gaan kom wat jy vra. Mans, julle ken hom goed, ons weet mos. Nee, liefie, ons is nie verdwaal nie, ek weet presies waartoe ons ry. 60 km later. Okay, ek is nie so seker nie. En dan as hy vir jou kwaad raak, dan stop jy eers en dan draai die venster af en vra vir iemand. Waartoe moet ek nou ry? Nommer 3, kyk en luister vir die antwoord. Moenie altyd omvoel nie, moenie altyd dien nie, maar maak jouself oop om op die regte plekke vir die regte antwoorde te kyk. En nommer 4 is, vertrou die Here in tye wanneer dit dan partykeer onseker lyk. So kom ons gaan kyk na daai aspekte. Erken jy kort leiding. Jesaja 53 vers 6 sê, almal van ons het weggedwaal soos 'n klomp skape. En ons het ons eie pad gevolg. En toe het die Here ons almal se skuld en sondes op hom kom laat neerkom. Eintlik wat hy sê is, dis in die nature van 'n skaap om elke nou en dan te verdwaal. Ek weet, ek het saam met my pa en saam met my skoonpa baie skaap geboer en skaap gewerk. En op 'n manier, ek weet nie, dan verdwaal hulle in die simpelste plekke in. Hulle loop in 'n vlei in waar daar net riete is en dan gaan staan tussen die riete en dan weet hulle nie wat gebeur nie. Wie hoeveel skape brand dood? Want die vuur kom aan, en daai skaap staan en kyk hy vuur net so. Jy weet, hardloop weg, jou dom ding. Nee, hy kan nie, hy het leiding nodig. Iemand moet kom en sê, kom skapies, kom, jaag hulle aan, praat met hulle. Wat so snaaks is, toe ek in Israel was, wat baie relevant tot hierdie gedeelte is, sien jy nooit 'n herder wat agter die skape loop nie. Die herders loop voor die skape. En dan het hulle altyd 'n liedjie wat hulle sing, of 'n geluidjie wat hulle maak, en die skape stap agter hulle aan. So die herder loop voor en hy lei hulle. Maar die probleem is dat jy moet erken dat jy kort leiding. Jy moet erken partykeer dat jy verdwaal is en op verkeerde plekke is. En waar jy net jou hand uitsteek en sê, Here, hier's ek. Soos Petrus wat daar in die water ingesink het. Ek erken, ek is nou besig om te verdrink. Here, hier's ek. Help my. En God sê, ek gaan jou altyd help. Skape se sig is swak. Skape weet nie waartoe om te loop nie. Jy weet, die omstandighede maak dat hulle so vasgevang raak en sê, jy weet, ek sien die vuur aankom, ek sien die moeilikheid, maar ek kan nie lekker sien waartoe ek moet gaan nie. Ek sien die omstandighede in die lewe, die president praat alweer, ek is nie seker waartoe ons land gaan nie, ek is nie seker waartoe my besigheid gaan nie, hoe gaan dit nou lyk, gaan daar weer 'n lockdown, gaan daar die rand, dollar ensovoorts, en jy begin al hierdie goeders mekaar sit, en jy sê, ek kan nie verby dit sien nie. Maar die herder kan. Die herder sê, hey, volg my raad, volg my woord, en ek gaan jou help om dit beter te kan gaan doen, om die wyse keuses te gaan maak. Spreuke 14 vers 12 sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Besop daarvoor. Daar's altyd plekke in mense wat jou gesê, nee, maar gaan die kant toe, gaan daai kant toe. Wat sê die herder, wat sê God? Hoe gaan ek dit doen? Wat jy Psalm 25 vers 4 en 5 sê, show me your work, God, school me in your ways. Help my, Here, gee my die wysheid,
ek kort hulp. En die Here sê, Saul, take me by the hand, lead me down the path of truth. You are my Savior, aren't you? Besef dat jy verlore is en dat jy lyding kort. Dalk is jy nie daar nie. Dalk is jy op 'n plek waar jy sê, Here, okay, ek het dit al besef, maar gee vir my lyding. Wat moet ek doen? Matteus 7, hy som dit so mooi op. Het sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en wat hom wat klop sal oopgemaak word. Daar's dit. Bid, jy sal kry. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Maar ons wil dit baie maal nie doen nie. Want ek is so, jy weet, ek is so man, of ek is so seker van myself, en ek is so seker hierdie plek waartoe ek sal gaan, dat ek nooit op daai plek kom, wat ek eers stop en sê, kom ek bid eers nie. Ek word so vinnig vasgevang in die omstandighede van hierdie besluit, dat ek nooit na die Here toe gaan en sê, Here, is dit U wil nie? Is dit die beste keuse hierdie vir my lewe nie? En ek ken dit ook. Ek het self ook die fout gemaak, dat jy binne in 'n plek instap, en hier skielik iets wat iemand jou na toe roep. Ek onthou in my jonger dae, terwyl ek geswat het, uit die avontuurbesigheid, ek weet nie, ek is baie lief vir avontuur en adrenalien gevulde avontuur. En daar het 'n geleentheid oor my pad gekom, en ek het nie eens gedink nie, ek het net daarin begin hardloop. Ek het goed geld gemaak daaruit, en die ding het my so vinnig ingetrek, het ek nooit regtig op 'n punt gekom en gesê, Here, is dit waantoe U op pad is met my lewe nie? Is dit wat ek moet doen vir die res van my lewe nie? En toe ek actually gaan bid, en sê, Here, waantoe is hierdie storie op pad? En die Here vir my sê, jy weet waantoe ons op pad is. Jy weet, toe wil ek dit nie hoor nie. Toe kies ek om soos Jona aan die kant toe te gaan, na Joppe toe te gaan in plaas van Ninive toe. Bid. En die Here gaan met jou praat. En as die Here met jou praat, doen dit. Soek die plekke. En waarna soek jy? Sy woord is vol van dit. Soek allereers die koninkryk. Here, hierdie ding wat ek nou gaan doen, gaan dit U koninkryk bou, of gaan dit alles net oor myself? Want as dit oor jouself gaan, dan moet jy die vraagteken opsit, dan moet jy die rooi vlaggie opsteek en sê, dit lyk nie lekker hier nie. Soek allereers die koninkryk van God. Klop. Here, hierso, ek wil hier deurgaan. En baie van ons sê, jy weet, het hierdie houding, dis sê, ja, ek gaan wag dat die Here vir my, jy weet, altyd net 'n deur oopmaak. Ek ervaar dit anderster. God het gesê, jy moet kies. Here, hier is die rigting waartoe ek wil gaan, en ek wil daai deur klop, en ek gaan klop, en ek gaan probeer, en as hy vir my oopmaak, dan weet ek, that's the way to go. Bid, soek, en klop. Ons almal ken Job se moeilike tye, die tyd wat hy daar gesit het, en toe hy wonder, en hy sê, Here, nou waar nou? Waar gaan ek die antwoord kry? Hoe lyk dit? Kom my op met hierdie en sê, want God spreek op op 2 maniere, maar die mens let nie daarop nie. So dit is net so belangrik om elke nou en dan te stop en te sê, kyk en luister vir God se antwoorde in jou lewe. Die skapie wat staan, moet net stop en sê, luister, waar is die herder? Waar roep die herder my? En dan agter die herder begin aanloop. Die herder weet, hy weet waar dit is. En vir al hoe jy dit kan doen, in ons besige lewe, is om stil te raak. Skakel 'n bietjie af van die screens in jou lewe. Jy weet, ons almal het 4 screens in ons lewe wat ons lewe regeer. Jy weet, ons oë begin vierkantig raak. Nommer 1 screen is jou selfoon. Hoe gereeld sit ons nie op daai foon nie? Hoe gereeld vang jy jouself, dat jy nou net 'n halfuur van jou lewe op Instagram net deurgeskrul? Wat het ek nou gesien? Ek weet nie. Mense wat hulle kos afneem, mense wat 'n drankie afneem, mense wat, ek weet nie, hulle kar se wiel afneem, want hy's pap, dis soos, so wat? Wie gee om oor wat jy geëet het, of wat jy 'n papwiel gekry het? Sorry, maar gaan maak hom reg. Skakel jou screens af, skakel jou selfoon elke nou en dan af. Skakel jou TV af. Skakel jou rekenaar skerm af. Ons het selfs 'n 4de ene. Partykeer moet jy die skerm in jou kar ook afskakel. Om presies altyd te weet, waartoe moet ek gaan, waarna gaan ek luister ensovoorts. En raak stil en luister na die stem van die Here. Toe ek op skool was, het my pa
paar skape gehad, 300 skape, Doenie Merinos. En hy het ons geleer om so te fluit. Die hele tyd. Staan jy die oggend op, dan moet ek die skape uit die kraal gaan uithaal. Dan lê die hele kraal so vol. Maak ek die hek oop, want dis ek 'n kampies vir hulle afgespan met draadjies. Nou al wat ek gedoen het, is ek gaan staan by die hek en ek fluit so. En kyk al die skape vir my. Dis strange. En dan begin stap ek. En as jy weer kyk, kom hulle almal so. Outomaties kom hulle agter jou aangestap. En dan vat ek hulle na hulle kampie toe wat is afgespan het, en dan gaan wy hulle. En dan vanmiddag as ek hulle gaan haal, presies dieselfde roetine. Jy weet, vlei. As kyk die skapies, o daar, okay. Weet, dis hier binne hulle ingeprint. Kom saam. En so is die Here ook besig met jou. Maar as jy hier besig is met alle klomp ander goeders in geraas wat jou vul, hoor jy nooit die kom nie. Waar roep die Here? Waar is die tye wat jy bietjie moet gaan stil raak en net sê, Here, kom ek skakel net bietjie af. En is nou 'n baie goeie tyd om dit te doen vir meeste mense. Dis die tyd waar die wêreld en Suid-Afrika bietjie stiller raak. Gaan skakel bietjie van die goed af en gaan vra vir jouself, Here, waartoe gaan ek? Waartoe gaan ek met hierdie gesin wat U aan my toevertrou het? Waartoe vat ek hierdie besigheid? Waartoe gaan ek met dit wat U vir my toevertrou het? En laaste ene, as jy dan na rigting inslaan, vertrou God, veral in die tye van onsekerheid. Want ek weet, jy kies partykeer die rigting en sê, okay, let's do this. Ek het op 'n stadium, baie kritieke stadium in my lewe, moes ek 'n keuse gemaak het, om iets na te jaag in my eie lewe. My vrou was swanger geweest met ons tweede ene. Dis salaris skuiwe, dit lyk vreesaanjaend, maar ek het ergens die gehoor, en God wat gesê het, kom. En dan sê mense, ja nee, maar jy kan nie nou hierdie keuse maak nie. Ek het stil geraak, ek het die Here gevra, ek het gebid, ek het gevra, ek het geklop, en die Here het oopgemaak, en hoe onseker het nou ook al lyk, en hoe donker hierdie dal van doodskade wie ook al lyk, wat ek nou gaan stap, gaan ek een ding doen, ek gaan konstant bler om myself te herinner, ek is 'n skaap, en God weet die beste vir my lewe. En om saam met hom deur hierdie ding te gaan, en weet jy wat nou op die ou einde? Dan skiep jy al die versies, dan kom jy by die laaste versies van Psalm 23, dan kom jy agter, maar net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Vertrou God in tye van onsekerheid. En weet jy wat gebeur wanneer jy hom vertrou? Dit raak net soveel makliker om hom meer en meer te vertrou. Vat die Israeliete, hulle is daar in Egipte land, sit daar so in as slawe, God sê trek. Nee, hierdie omstandighede, ons ken dit, is swaar, maar is okay. Skielik sien hulle die 10 pla. Hey, maar wag, hierdie ding begin sin maak. Toe Moses sê, kom, kan jy dink hoe moeilik was dit geweest om vir 3 miljoen Jode sonder 'n mic te sê, kom. In elk geval, hulle trek. Dan gaan hulle. Dan raak hulle weer onseker. Kom daar by die dooie see. Is nie seker wat hier gaan gebeur nie. Moses vat sy staf uit, pad deur die see. Hey, hierdie God is kan hom vertrou. Begin stap deur. Kom aan die ander kant, moan, honger. Ja, kan nie nou nie. Moses, praat asseblief met die Here. Hy het nog altyd voorsien. Okay, brood wat val. Voeltjies kom sit in hulle skote, maak hulle skoon, vleis en brood wat jy kan eet. En nou is ons dors. Praat. Klip, water. En hoe meer jy die pad saam met God stap in jou lewe, hoe meer kom God en sê, vertrou my. Vertrou my, al lyk dit partykeer vir jou asof die goed nie gaan uitwerk nie. As jy na my stem luister, as jy my woord volg, en as jy doen dit wat die skaap se pos is om te doen, agter aan te stap, sal ek dit vir jou maak werk. In Spreuke 4 vers 18, waar is ek nou? Sorry, Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, en dan sal hy jou paaie gelyk maak. Die van julle wat ergens in Sondagskool is, beloof jou, het seker die liedjie ook gesing. Okay, toe maar. Spreuke 12 vers 28 sê, good men and women travel right into life. Sin's detour take you straight to hell. Good men and women, mense wat lief is vir God, stap na die lig toe. En
en die lig gee lewe. Jaag dit na. Wees jy net die skapie, die band kan maar opkom, en vertrou jy God met alles in jou lewe. En jy gaan sien dat die uiteinde daarvan altyd wonderlik is. Ek het nog nie 'n skaapboer ontmoet, of 'n herder ontmoet, wat sy skape so kyk en sê, nee, gaan julle maar aan, en laat die jakkalse julle maar vang, en laat julle maar verdwaal, en laat julle maar net gaan waar julle wil gaan nie. Want dis sy livelihood, dis sy lewe, is sy skape. Hy sorg vir hulle met alles wat hy het. Hy kyk na elkeen, hy kyk na hierdie is 'n gebrek, hy kyk na daai ene wat nie gelukkig lyk nie, daai ene wat bietjie maar is, hierdie enetjie wat moet lam, en hy is die hele tyd tussen hulle. Hy praat met hulle, hy sorg vir hulle. En dis hoe God homself kom opstel het vir jou en vir my. Hy sê, jy's myne. Jy's myne en ek gaan vir jou sorg, want jy's my kudde. Luister na my en ek sal jou lei. En dan, weet wat snaaks is, mense vra partykeer, okay Jannie, maar as ek die hele tyd na die Here moet lei, hoe lei ek die ander skape? Die ene wat al met skape gewerk het, sal agterkom, jy weet, as jy skape nou binne in 'n kraal moet injaag. Jy weet, ek weet nie, hulle kyk daai hek so, en niemand wil deurgaan nie. Jy weet, dan staan hulle almal so mekaar, dan kyk hulle daai hek so, en dan is dit asof daar eenetjie is. Jy weet, my pa het al gesê, kry net een in. Want as jy een in het, is dit soos 'n straaltjie, van almal in ry, dan loop hulle almal in die kraal in. Nee. Skape volg mekaar ook, soos hulle die herder volg. Paulus kom skryf, Timoteus, en sê, volg my, soos ek Christus volg. Raak 'n skaap in sy kudde, en vertrou hom. God wil net die beste vir jou hê, sodat net goedheid en guns jou sal najaag, tot in die lengte van dae, en jy sal bly in die huis van die Here, en is hy wat binne in jou kom bly, en sy woning binne in jou kom maak. Ons bid saam. Dankie Here dat U ons so ongelooflik lief het. Dankie dat die woord so vol daarvan is, van die beloftes en van wysheid en hoe U graag wil hê ons moet lewe. En Here, help ons om daai keuses te maak en U te soek in alles wat ons doen. En Here, partykeer het van ons slegte keuses gemaak of swakker keuses gemaak en ons op 'n plek gebring waar ons nie wil wees nie. En ek wil spesifiek vir jou bid vanoggend wat U sit en sê, dis ek. Ek het 'n bietjie afgedwaal en ek het nodig om net weer die herder se stem te hoor. Jy net jou hand vir my opsteek terwyl almal se oë toe is. Steek net jou hand op, dankie. Dankie Here. Dankie, ek sien almal se hande, dankie. Here, ek kom bid vir mense wat nou hulle hande opgesteek het. Dat hulle mag weet dat U hulle so ongelooflik lief het. En dat U nie 'n kwaai herder is wat hulle wil pak slaag gee en sê, wat soek jy nou alweer, hoekom het jy nou weer weggeloop nie, maar dat U die goeie herder is en hulle wil optel, styf teen die bors vasdruk en weer terugdra kudde toe en sê, hier is jou regte plek. En Here, dat U sal kom en hierdie Heilige Gees het vir hulle baie prakties sal maak, oor wat die pad terug is, na waar hulle moet wees. En dankie dat U ons so ongelooflik lief het in Jesus.